Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Dis weer eens my wonderlike voorreg om die woord van die Here te bring op hierdie 2 Februarie 2025. Ons voorsang vir oggend is lied 284, Laat Heer U vrede deur my vloei. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om liefde hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om liefde hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. Gemeente, die Here sê ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus ons Here. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit lied 223, aan Jesus Koning al die eer. Kom
Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Dit leer ons wat is die verkeerde dinge in die lewe. Dit leer ons hoe om vir God lief te wees. Dit leer ons hoe om vir mense om ons lief te wees. Maar dit leer ons ook hoe God wil hê ons moet lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid, as ook ons eie sondes. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasdry. Meneer, braai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Begeld ons genadiglik nie volgens ons werke nie, maar sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Nou geliefdes, na ons geloof bely het, wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. En almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord daarop deur hartlik saam te sing uit Lied 269, God bly met u waar u ook mag gaan. Kom ons kom nader voor die Heer en Hemelse Vader in gebed. Hemelse Vader, ons kom vanoggend by mekaar in u heilige teenwoordigheid met dankbare harte. Dankie vir die week wat verby is, vir die hand van beskerming vir elke seun en vir u troue sorg. In die uitdagings en vreugdes van die afgelope dae sien ons u geliefde en genade, Here. Ons vra ook dat ons Heer, ons bring vandag die wat siek en ongesteld is na u. U is die groot geneesheer, die bron van krag en herstel. Raak hulle aan met u helende hand. Bring vertroosting aan hulle wat swaar kry en versterk hulle wat moeg geword het, Here.
wat uitgeput is na liggaam en gees. Here, ons bid ook vir families, vir ouers en kinders, vir eggenote, vir hulle wat alleen voel, Here. Hulle waar liefdes in die dood afgestaan het, Here, sterk hulle. Wees met hulle, Here. Mag u liefde en vrede elke huis weer vul, Here. Here, gee wysheid en geduld, sodat ons mekaar met u liefde sal dien en ondersteun. O Hemelse Vader, seën ons in die werk wat ons vir u doen. Help ons om ligdraers te wees in ons gemeenskappe, ons werkplekke en ons huise. Mag ons dade en woorde getuienis wees van u waarheid en genade, Here. Nou, Here, vra ons dat u ons harte stil sal maak om u woord te hoor. Neem die gedagtes wat ons bekommer, die laste wat ons dra, en gee ons 'n oop gemoed om te ontvang wat u vandag vir ons wil leer. Spreek, Here, want ons wil luister. Ons bid in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes in Here, ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Samuel 17 vers 1 tot 11 en 31 tot 37. Maar die prediking gaan die hele Samuel 17 in 'n netedop saamvat. Goliat verkleineer Saul se leer. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep en hulle het bymekaar gekom in Soko, wat aan Juda behoort, en het kamp opgeslaan in Efes Dammim, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het bymekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander, met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baas vegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas wat met skibbe aangehaat. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was brons skerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan in die linies van Israel heeldag en verkleineer. Gee my tog iemand dat ons te mekaar kan veg." Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. En dan vanaf vers 31, Dawid verslaan die Filistyn. Die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel, en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie voor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid: "Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af." Toe sê Dawid vir Saul: "As ek die kleinvee van my pa oppas, nou kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom in sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiding, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy die linies van die lewende God verkleineer." Verder het Dawid gesê: "Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn." Ons lees tot sover. Geseënd is hulle wat die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra hy seën op die gepreekte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor die aangesig, o Here, my God en my Verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is geloof oor vrees. Die teksvers kom nou uit vers 11. Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyne sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Ter inleiding, die realiteit van vrees in ons wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar vrees deel van ons daaglikse lewe is.
Dit verskyn in elke nuusberig. Dit fluister in ons gedagtes, dit klop aan ons hartsdeure. Ons vrees vir die toekoms. Sal ek genoeg hê om my gesin te versorg? Ons vrees vir ons gesondheid. Wat as ek of 'n geliefde siek word? Ons het 'n vrees oor ons verhoudings. Wat as my huwelik verbrokkel of my verhoudings tussen kinders verbrokkel en ek hulle verloor? Ons te vrees vir mislukking. Wat as ek nie goed genoeg is nie? En so het ons ook natuurlik geloofsvrese. Nou, vrees is 'n kragtige emosie wat ons ervaar. Dit het die vermoë om ons te verlam, te ontmoedig en ons hoop te steel. Maar dit is die instrument wat die vyand van die wêreld gebruik om ons gefokus te hou op ons probleme eerder as op die enigste ware God. Maar geliefdes, in die woord van God kom ons 'n verhaal teë wat duidelik wys hoe geloof vrees kan oorwin. Dit is die welbekende verhaal van Dawid en Goliat. 'n Verhaal wat ons van kleintyd af aangeluister het na. Ek glo in elke in die sonnaskoolklasse behandel is. Maar hierdie verhaal gaan nie net oor 'n jong mans of seun wat 'n reus verstaan nie. Dit is 'n diep geestelike les oor hoe geloof ons bemagtig om vrees te oorkom wanneer ons fokus verskuif en op God plaas. Dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Watter, kom ons sê in aanhalingstekens, Goliat staan vandag voor jou? Is dit 'n persoon, 'n situasie, 'n struikelblok wat soos 'n reus oor jou troon? Wat is daardie een ding wat jou moed breek? Jou energie dreineer en jou laat voel asof jy nooit sal oorwin nie. Die verhaal begin waar die Filistyne en die Israeliete hulle magte teen mekaar opstel. Die Filistyne, 'n wrede en sterk militêre nasie, het hulle leer teen Israel opgestel. Tussen die twee leers lê die vallei van Ela. Dit is hier waar die Israeliete, God se volk, gekonfronteer word met 'n groot probleem, letterlik en figuurlik. 'n Bedreiging, want uit die geleerdere van die Filistyne tree 'n reus van 'n man na vore, Goliat van Gat. Hy's nie 'n gewone soldaat nie, hy's 'n gesoute kryger, 'n baasvegter. En hoe word hy beskryf in ons skrifgedeelte? Hy was bykans 3 meter lank. Sy teenwoordigheid, alles was oorweldigend. Hy het swaar wapenuitrusting gedra. Sy borsharnas het 57 kg geweeg. Hy het 'n reusagtige spies gehad met 'n ysterrem van sowat 7 kg. En hy het 'n skildraer vir hom uitgestuur. Net sy wapens alleen was intimiderend. Hierdie man was die werklikheid van vrees. En toe begin hy praat. Hy tart die Israeliete. Hy sê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my uit te kom. As hy teen my kan veg en my verstaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Vir 40 dae, 2 keer per dag, kom Goliat na vore en daag hulle uit. Hy martel hulle met sy woorde en die effek? Verskrikking, verlamming, hopeloosheid. Hoe reageer die Israeliete hierop? Vers 11 sê vir ons dit baie duidelik. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bang. Hulle was nie bang nie, hulle het geen antwoord gehad nie. Hulle het net gestaan en gehoor hoe Goliat hulle verneder en niemand het beweeg nie. Hy het die volk van God beledig en verkleineer en hul koning Saul doen niks nie. Maar waarom? Waarom hierdie situasie? Hulle het op die vyand gefokus en nie op God nie. Hulle het net gesien hoe groot Goliat is en nie hoe groot God is nie. En net ter agtergrond, baie keer in daardie tye het hulle 2 baasvegters uit die verskillende magte gebring om te mekaar te veg en te sien wie oorwin, om sodoende menselewens te spaar, daar nie baie manne doodgemaak word nie. So dit was nie 'n ongewone ding nie. Maar hierdie vrees het hulle passief gemaak. Niemand het opgestaan om die uitdaging te aanvaar nie. En ons weet wel in ons lewens ook, vrees is aansteeklik. Saul die koning en die leier was self bang en sy vrees het na die hele leer oorgedra. Want het God nie gesê hy het verlaat Saul nie?
Dalk het die mense sy manskappe en almal dit besef. Maar geliefdes Here, ons het dalk nie fisiese reëse nie, maar ons het bekommernisse wat soms reusagtig vertoon. Siekte, finansiële asook geestelike druk en onsekerheid. Dit tart ons gemoedere soos Goliat die Israeliete getart het. Dit sê vir ons, jy gaan nie deur hierdie van die finansiële krisis kom nie. Jou huwelik is op stormwaters en reg om te sink. Jy's nie sterk genoeg om hierdie uitdaging te hanteer nie. En net soos die Israeliete, staan ons soms verlam in die aangesig van vrees. Van klein goedjies word groot goed. En dan sien ons 'n berg wat eintlik nie 'n berg is nie. Maar gelukkig eindig die verhaal nie hier nie. Want die volgende deel wat ons waarneem is geloof in aksie. Terwyl die Israeliete vasgevang is in vrees, verskyn Dawid op die toneel. Dawid is nie daar om te veg nie. Hy bring net kos vir sy broers. Want toe hy hoor hoe Goliat God se leer tart, reageer hy onmiddellik anderste as die ervare manne om hom. Manne wat vegters was. 'n Enkele skaapwagter wat die oggend van die veldtog gekom het, waar hy skape opgepas het meer moed as al die magtige manne van Israel. So doen God dikwels groot dinge vir sy volk deur die swak oomblikke van die wêreld. Waar die ander net vrees voor hulle sien opdoem, sien Dawid 'n geleentheid vir hom met volle vertroue in God. En hoe was Dawid se geloofsreaksie? Hy onthou God se getrouheid. Dawid vertel hoe God hom gehelp het om leeu's en beere te oorwin toe hy skape opgepas het. En ons kan kennis neem hiervan. Wanneer ons vandag se probleme in die gesig staar, moet ons God se dade van die verlede onthou. Waar hy ons gehelp het, waar hy ons gered het, waar dinge net beter uitgedraai het. En of wat dinge moeilik was, maar ons tog daardeur gekom het. En wat doen Dawid? Hy weier om op menslike krag te vertrou. Saul bied hom sy wapenrusting aan, maar hy los dit daar agter want dit is 'n las vir hom. Hy kies eerder sy slingerveld en hy vat 5 klippe wat hy optel. Iets waarmee hy vertroud is. Hy fokus op God, nie op Goliat nie. Hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Met ander woorde, hy vat Goliat direk aan in die naam van die Here. Geloof is nie iets wat ons voel nie. Dit is iets wat ons doen. Dawid het nie net geglo nie, hy het opgetree. En Dawid tree op. Hy gaan oor tot aksie. Hy hardloop na Goliat toe. Hy plaas sy volle vertroue daarin deur te glo dat God hom sal help. Hy gebruik net sy slinger en een klip. En hy tref Goliat reg tussen die oë. Die reus val. Al sy wapenrusting, help hom niks nie. Want ons glo vir 'n oomblik het Goliat toe hy vir Dawid sien, die beskerming wat voor sy gesig was, afgeskuif. Want wat kan hierdie Dawid teen hom doen? Maar hy het hom as reken met die hand van God. En die reus val nie onmiddellik dood nie. Nee, Dawid vat Goliat se swaard en onthoof hom daarmee. Dit toon ook Dawid se krag deur hierdie groot, gewigtige swaard te kan hanteer. Die Israeliete, geïnspireer deur Dawid se geloof, storm vorentoe, veg en verslaan die Filistyne. Dawid se geloof in die Here bring groot oorwinning. Nie net vir homself nie, maar vir almal rondom hom. Wat kan ons hieruit aflei? Eerstens, kies geloof oor vrees. Wat is die Goliat of die vrees in jou lewe? Gaan jy vrees toelaat om jou te oorwin? Of gaan jy soos Dawid jou oë op God hou en in geloof optree? Geliefdes, onthou hoe groot en magtig God is. En herinner jou aan sy getrouheid. Wees bereid om in geloof te stap. Vrees sê, jy gaan verloor. Geloof sê, die stryd behoort aan die Here. Kies geloof oor vrees. God sal vir jou veg. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde in gebed vir ons Heer en Hemelse Vader. Vader, Seun en Heilige Gees, ons dankie dat U vandag deur U woord tot ons gespreek het.
Ons het gehoor hoe u volk in vrees gestaan het voor Goliat. En hoe u deur 'n jong seun, man, Dawid getoon het, dat geloof groter is as enige vyand. Here, ons bely dat ons ook soms, soos die Israeliete, na ons uitdagings kyk en verlam word deur vrees. Ons fokus dikwels op die grootte van ons probleme, in plaas van op die grootheid van u almag. Maar vandag het u ons daaraan herinner, Here, dat die stryd aan u behoort. Ons bring ons eie Goliats voor u, Here, die bekommernisse, vrese en struikelblokke wat ons krag dreineer. Help ons om soos Dawid nie op ons eie krag te vertrou nie, maar in u alleen. Gee ons geloof wat optree, moed wat opstaan en 'n gees wat weier om oorweldig te word deur die uitdagings wat hierdie wêreld na ons kant toe gooi. Vader, ons verklaar vandag dat u groter is as enige reus in ons lewens. Ons kies om ons oë op u te rig, om in geloof vorentoe te stap, om te vertrou dat u die pad vir ons gelyk sal maak. Sien ons elkeen wat, as ons hier van hierdie prediking, hierdie erediens al weggaan, Here. Herinner ons daagliks daaraan dat ons nie alleen staan nie. U is met ons en u veg vir ons. Here, ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus, ons oorwinnaar. Amen. Ons slotlied vanoggend is die pragtige lied 510, Genade onbeskryflik groot, want dis waarvan ons lewe, God se genade en liefde. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.